Nou, is ons in hierdie wêreld, en is die koninkryk van die Satan, en ons wil in die koninkryk van lig wees. Maar ons word weerhou. En die sleg is, dat dit wat die koning van hierdie wêreld gebruik, om ons uit die koninkryk van lig uit te hou, is mense. Sy diensknegte is nie duiwels nie, is nie demone nie, is mense. En ons dink dit ook nie. Ons dink dalk aan 'n duiwelaanbidder. Jy weet, daai ou wat in die nag die katte slag, so bloed drink. Ek dink dis hulle. 2 Korintiërs 11 vers 13 sê, want sulke mense is vals apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. Wat is 'n apostel van Christus? Is 'n prediker. Ek is môre een van hulle. Maar as ek 'n vals apostel, of is ek 'n ware apostel? Iemand wat na my luister, moet dit heel eers vra. Kan ek hierdie ou vertrou? Waarmee kom hy? Wat is sy bedoeling? Vir watter koninkryk werk hy? Hier waarsku Paulus dan sê hy, want sulke mense is vals apostels. Hulle is apostels, maar vals apostels. Bedrieglike arbeiders. Hulle is arbeiders vir 'n koninkryk. Hulle sê koninkryk van die lig, maar hulle bedrieg. Bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. So hulle sê, ek is 'n apostel van Christus, hierso is die voedsel, eet. En ons eet. Want hy sê dan hy is 'n apostel van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Die duiwel self verander hom as 'n engel van die lig. En hy sê, ek is van die lig. Maar wat verwag jy van hom? Duisternis, want dis wat sy binnekant is. Dit is dus niks besonder wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Nou, wie is hierdie dienaars? Dis mense. Mense soos ek en jy, wat hulle voordoen as apostels van God, maar hulle is dienaars van die Satan. Ken jy so iemand? Weet jy van so iemand? Ons ken nie sulke mense nie, want ons vertrou almal. Ons dink net almal wat se bedoelings is goed. Maar hierdie mense is daar. Lukas 21 vers 8. Yeshua praat met sy disippels, hy lei hulle op. Onthou, hy weet, ek is op pad, ek gaan weggaan. En hierdie mense wat ek agterlaat, hulle moet my woord uitdra, hulle moet die weg na die lig toe verkondig. Nou sê hy vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. Dis die koning van die lig, hy waarsku, hy sê vir die mense, pas op dat julle nie mislei word nie. Verwag ons misleiding? Nee, ons verwag nie misleiding nie. Ons loop met oogklappe voor ons glo elke woord wat elke ou vir ons sê, ons verwag nie misleiding nie. Handelinge 20 vers 29 sê, Paulus praat, hy sê, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Die kudde is skape, en wolwe is nie skape nie. Wolwe vreet skape op, hulle verslind hulle. Waar is die skape? In die gemeente. Waar gaan die wolwe heen? Die skaap gaan nie uit die gemeente uit nie, die wolf kom in die gemeente in. En wat doen hy? Hy verslind die skape. Maar hy sê, ek is ook 'n skaap. Hy trek 'n skaapvelletjie aan, en hy kom in, en die skape vertrou net enige iemand. En die wolf vreet hulle op. Vers 30, ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Hier is in Paulus se tyd, eerste gemeentes. So hy is in hierdie gemeente, hy sê, ek gaan weg, ek is 'n ou man, ek gaan sterf, julle gaan agterbly. Maar in julle midde gaan daar mense inkom, daar gaan mense opstaan tussen julle, wat een van julle was, en hy gaan vreemde dinge begin leer, om julle agter hom aan te trek. Verwag ons dit? Ons verwag dit nie, ons glo sommer enige iets.